Hoekom? Want ek is nie 'n bouer nie, en ek is beslis nie 'n lewende steen nie. Hoekom nie? Ek het te veel foute. Ek is nie goed genoeg nie. Petrus sê nie jy moet perfek wees nie. Hy sê jy moet na die hoeksteen toe kom. Maar hoekom 'n baksteen kerk toe bring? Miskien moet jy jouself eerder vra, is ek bereid om 'n vreemde versoek uit te voer en 'n lewende bousteen te wees? Welkom by Bakstene tot Boustene. Vir die wat nie weet wat 'n baksteen is nie. Per definisie is 'n baksteen 'n reghoekige stuk gebakte klei wat hard gemaak is in 'n oond. Wie het vanoggend 'n baksteen saamgebring? Hey, hier's 'n hele paar bakstene in die gebou. Kom ons vat vinnig ons baksteen en dan tel jy net jou baksteen so op. Sê vir die persoon langs jou, ek het 'n baksteen. Sê vir die persoon aan die ander kant, ek weet nog nie hoekom nie, maar hy is hier. Familie, ek is kinderlik opgewonde oor die reeks van bakstene tot boustene. As jy vanoggend saam ons kuier vir die eerste keer deur die reeks, sal dit sin maak. Maar ek wil vir 'n oomblik voordat ons saam gaan bid, vra dat ons stil staan by die Hebreëse woord vir baksteen. Vir die van julle wat nie weet, nee, ek is nie baie goed in woordstudies nie. So, die feit dat daar vanoggend hierdie woord in die boodskap is baie spesiaal. Nie oor ek dit daar gesit het nie, maar oor dat ek weet vanoggend dat die Here hierdie boodskap so saamgevoeg het. So die woord vanoggend in Hebreëus vir baksteen is die woord levena. En ek gaan vir julle nou vertel hoekom hierdie woord merkwaardig is. Sê net een keer vir die persoon langs jou, levena. Klink bietjie snaaks. Julle gaan nou verstaan. Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Aba Vader, dankie dat ons as geestelike familie so saam kan wees, Here, hierdie tyd uitkoop vir een doel, om meer van U te leer, om tyd in U woord te spandeer, Here, om mekaar te bemoedig en Here, daar te wees vir mekaar. Aba Vader, my gebed vandag is waar ons hierdie reeks afskop as familie saam. Mag ons sensitief wees vir die stem van U Heilige Gees, Here, sodat ons kan hoor wat U tot ons wil spreek deur U woord, wat U tot ons beskikking gestel het, sodat ons kan glo. Here, mag hierdie 'n kosbare tyd wees in U teenwoordigheid. Bid ons in Jesus se wonderlike naam en ons dank U daarvoor. Amen. Familie, so deur die week het daar verskeie gedagtes by my opgekom vir hierdie Sondag se boodskap, en aanvanklik was die rigting van hierdie boodskap in heel 'n ander rigting. Maar terwyl ek besig was met my voorbereiding, kom ek in die Lukas Evangelie in een van die voetnotas by hierdie woord uit, wat 12 keer in die Ou Testament aangetref word, levena. En dit beteken letterlik baksteen, soos klei baksteen, soos wat ons dit ken. Ek wil 'n paar interessante gedagtes rondom die woord levena vandag met ons as Therapia familie deel. Die eerste interessante gedagte is dat die woord voorkom in Jesaja 9 en Genesis 11. En die woord levena verwys na 'n mensgemaakte baksteen spesifiek. 'n Steen wat deur klei gemaak is, gemeng is, gevorm is en gebak is. Baie interessant, juis as gevolg van die feit dat bakstene, levena, deur mense gemaak is, het die Jode dit as minder waardevol beskou. Dit was mensgemaak. So
Binne die konteks van Jesaja 9 en Genesis 11, beteken levena stene wat minder werd is as klipgekapte stene. Dan vind ons ook die woord in die Exodus narratief waar die volk slawe is in Egipte. En so, dit was vir my baie interessant gewees. Die woord levena is vir die Jode 'n herinnering of 'n simbool van hulle slawe arbeid in Egipte. Bakstene was vir Jode soos 'n doring in die vlees gewees, want dit was die harde arbeid wat hulle in Egipte moes uitgevoer het. Hulle moes bakstene gemaak het uit klei en dit gebak het. En dan die derde spasie waar hierdie woord voorkom is in Esegiel. En so in hierdie spasie is levena 'n skryfoppervlakte. Soos wat ons vandag papier het hulle in die Babyloniese konteks op klei gebakte stene geskryf as medium. Nou dink julle dalk Franco, dis ten minste nie 'n negatiewe konnektasie nie. Dis ten minste 'n positiewe konnektasie met die woord levena. Spoiler, dit is nie. Selfs dit was vir die Jode 'n doring in die vlees, want die opdrag aan Esegiel was om Jerusalem op 'n klei steen te teken en dan die gebeurtenisse in daardie konteks uit te beeld in die bannelingskap. So selfs levena as 'n skryfoppervlakte was vir die Jode nie positief nie. Al drie die konnektasies met 'n klei baksteen was negatief. En dan, laaste maar nie die minste nie, 'n baie interessante feit. Kan ek vir julle sê waartoe my gedagtes gestaan het aanvanklik? So ek het gedink ons gaan bedien tussen die kontras van die tempel in die Ou Testament en die kerk in die Nuwe Testament, tussen die bakstene in die tempel en die boustene in die kerk. Weet julle wat het my preek omver gegooi? Hulle het nie bakstene gebruik om die tempel te bou nie. Bakstene was nie deel van die boumateriaal in die tempel nie. Levena, sulke bakstene was nie gebruik om die tempel te bou nie. So as ons aanbeweeg in die woord in Romeine, vind ons die volgende Romeine 3. Miskien dink julle nou, soos wat die voice-over gesê het in die begin, hierdie pastoor is regtig nie lekker nie. Wat sy storie met bakstene? Dit is bakstene. Romeine 3 kom Paulus. Die woord van die Here sê in vers 21, ek het die belangrikste verse vir julle daar gesit. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. En dan vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Familie, hoekom is hierdie vers so belangrik in die konteks van levena? Want ek en jy, miskien skyn dit lig op die onderwerp. Ek en jy, sonder Jesus Christus, is 'n simbool van slawerny, dalk nie Egiptiese slawerny nie, maar slawerny in die spasie van sonde en gebrokenheid. En om so 'n bietjie verder uit te brei binne die Ou Testamentiese konteks, glo ek, weet julle, was daar nie spasie in die Joodse godsdiens, kom ons vat dit 'n tree terug. Daar was nie spasie in die tempel, in die fisiese gebou, vir levena, vir bakstene nie. Hulle het dit gebou uit gekapte klippe uit. Hier is die mooi, daar was nie spasie in die Joodse godsdienstige gebruik vir heidene nie. Die God van Abraham, Isak en Jakob was die God van Israel.
En ons almal het tekort geskiet aan die heerlikheid van God. Ons was slawe vir die sonde. Ons is 'n simbool van seer en pyn, lewena, minder waardevol as die Jode in hierdie konteks. Ons almal het tekort geskiet aan die heerlikheid van God. Ek beweeg aan na Lukas 3 toe. Hier vind ons 'n wonderlike woord, waar die woord van die Here van Johannes die Doper praat, en het sê in vers 3, en hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit, elke dal moet opgevul word, en elke berg en elke heuwel wegsak, en die kromdraaie sal 'n reguit pad word, en die skurwe plekke gelyk wee, en alle vlees sal die heil van God sien. Oom Dani sê altyd, daar kom 'n dag wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely. Elkeen van ons sal die heil van God sien. Maar toe sê Johannes die volgende, toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het, om deur hom gedoop te word, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan die kom is? En hierdie is baie, baie belangrik. Dit was definitief nie deel van Franco se idee vir die boodskap nie, want ek het dit nog nie so gesien voordat ek nie begin met my Bybelstudie rondom vanoggend se preek nie. Julle sien, Lewena, baksteen het nie plek in die tempel gehad nie. Ons as heidene het nie plek in die Joodse godsdiens gehad nie. Maar Johannes kom hier en hy sê, binne in hierdie spasie sê hy vir die Jode, dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, dat God mag het, om uit hierdie klippe, kinders vir Abraham te verwerk. Familie, ek het so opgewonde geraak terwyl ek deur die woord van die Here beweeg en dit soos legkaart stukkies aan mekaar begin pas. Toe dink ek, hoe groot is dit nie dat Johannes die Doper kom en hy sê vir die mense wat daar onder sy woordprediking is, moenie sê dat julle Abraham as vader het nie. Want God is by magte om klippe kinders vir Abraham te maak. Ek weet nie of julle die merkwaardigheid hiervan begin raak sien nie, maar alhoewel ons as heidene nie 'n spasie gehad het in die Joodse godsdiens in die Ou Testament nie, kom Johannes en hy sê God is by magte om van die klippe kinders vir Abraham te maak. Familie, ek wil vir 'n oomblik hier by stil staan, so die gedagte rondom die reeks van bakstene tot boustene is baie opwindend. En in die hele week wat verby is, sê ek daar so iets onderliggend wat my regtig opgewonde maak oor hierdie reeks. Ek het baie gunsteling skrifgedeeltes, julle weet. Die Here het al baie keer woord met my gedeel wat ek hier kom deel het en dan dink ek dis my gunsteling preek. Ek het al 'n paar reekse bedien wat ek gedink het hierdie is my gunsteling reeks. In hierdie oomblik, en ek sê nie dit gaan so wees nie, maar is hierdie, dink ek, my gunsteling reeks. Want julle sien, dit sirkel terug week 1 na die vraag hoekom? Hoekom is dit belangrik om lewende boustene te wees? Ons gemeente se visie is bou 'n kerk wat beweeg. Ek wil nie my boodskap vooruit hardloop nie, maar as ons terugkom na die vraag toe, hoekom is dit belangrik om lewende boustene te wees? Dan gaan dit oor Jesus Christus
en dit wat hy gedoen het om Johannes se woorde in vervulling te bring. Want nie net het hy gesê, hy kan dit doen, hy is by magte om van klippe Abraham se kinders te maak nie. Hy het dit gedoen, toe hy sterf vir my en vir jou. En in daardie oomblik, waar Jesus sy lewe afgelê het vir my en vir jou, toe maak dit die speelgrond gelyk. En het gaan nie meer oor die waarde van die volk wat God uitverkies het nie, want Paulus kom en hy sê, daar is nie meer Jood of Griek, slaaf of vryman, man of vrou nie, almal is ewe waardevol vir Jesus Christus. Dit wat 'n simbool was van ons slawerny, ons sondige natuur, ons vreemdelingskap, dit maak nie meer saak nie, Lewena, dit maak nie meer saak nie, want die ou tempelspasie is te klein om God te huisves, so dis hoekom dit belangrik is om van bakstene af te beweeg na lewende boustene toe. Julle sien, as ons verder in die woord beweeg, dan kom ons by die visie uit van ons gemeente in 1 Petrus 2. En die woord van die Here sê, lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery af en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het, dat die Here goedentierend is. En dan sê vers 4, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Julle sien familie, Jesus vorm die hoeksteen van die kerk. En daar is 'n oproep in hierdie spasie vir ons as verlore gaande wêreld. Die oproep is nie wees volmaak nie. Die oproep is nie kry 'n baie spesiale pak vir kerk en dan kom jy elke Sondag kerk toe nie. Die oproep is nie om terug te gaan na die Joodse godsdienstige gebruike toe nie. Dit is my altyd so snaaks. Kom ons vat 'n oomblik. Familie, dis baie stil. Julle dink dalk regtig hierdie ouens nie nou lekker nie. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Weet julle wat vir my snaaks? In die Suid-Afrikaanse konteks het ek al gesien hoe mense tot bekering kom. Wonderlik, en miskien is dit as gevolg van onkunde, laat hulle begin in die Joodse, laat hulle begin in die Ou Testament en deur die wet beweeg, en dan verdwaal. Want as jy na die hoeksteen toe gekom het, dan is dit nie nodig om die Joodse wette te onderhou nie. En dis deel van die rede hoekom ek nie dikwels Hebreëse woorde in my boodskappe inkorporeer nie, want baie van ons hier sukkel nog met die 33-53 vertaling, nou wil ons die Bybel in Hebreëus verstaan. Maar dan gaan hulle terug en die Sabbat word die fokus. En die Joodse feeste, en Hebreëus, as jy nie in Hebreëus kan bid nie, dan verstaan God jou nie. Julle sien, die oproep is nie al hierdie dinge nie. Dis nie om te verander van Lewena na 'n gekapte klip nie. Die oproep is, kom na die hoeksteen toe, wat deur die mense verwerp is, maar wat deur God uitverkore en kosbaar is. Vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Sê vir die persoon langs jou, ek was 'n baksteen. Dis stil hier so by Therapia vanoggend, ek was 'n baksteen. Sê, maar deur die hoeksteen, Jesus Christus, is ek nou 'n lewende bousteen. Die bousteen hier vanoggend klink maar nog bietjie soos baksteen. Ek is 'n lewende bousteen.
Familie, as jy na die hoeksteen toe kom, dan kom daar lewe in jou lewe in. En word hierdie spasie van slawerny van jou af weggewas, sodat jy die woonplek van ons hemelse Vader hier op aarde kan wees, deur die krag van sy Heilige Gees. Kom na die hoeksteen toe en laat julle opbou soos lewende boustene. Kom ons maak die frase bietjie korter. Sê vir die persoon langs jou met bietjie entoesiasme, ek is 'n lewende bousteen. Dit klink beter. Dan gaan die woord van die Here verder en 1 Petrus 2 sê, daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis uitgeroep het, tot in sy wonderbare lig. En dan sê vers 10, julle wat vroeër geen volk was nie, julle wat nie deel was van die tempel nie, wat nie deel was van die Joodse gebruike en godsdienst en kultuur nie, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Familie, hoekom is die woord lewena vir baksteen so interessant? En hierdie is nie letterlik nie, dis nie diep eksegese nie, so moenie 'n hele dwaallering begin nie, maar die parallel is so merkwaardig, dat bakstene nie waardevol genoeg was, om deel van die tempel te wees nie. Dat ons as heidene, in die Joodse oë, nie waardevol genoeg was, om deel van hulle godsdienst te wees nie. Ons, wat vreemdelinge was, is nou deur die hoeksteen, God se eiendom. En weet julle wat so mooi is, dan val die woord lewena weg, en ons word lewende boustene. So die goeie nuus in hierdie spasie is, alhoewel ons vroeër nie 'n plek gehad het nie, het ons vandag 'n plek, deur die bloed van die lam, om deel te wees van God se woning, lewende boustene. En ek wil afsluit met 'n vraag vanoggend. Wat is die verskil? Daar gaan 'n paar wees. Kom ek gaan julle hint gee. Maar wat is die verskil tussen 'n baksteen en 'n bousteen? Metafories nou. Wat is die komponent wat lewe gee aan 'n baksteen? Liefde? Mag jy julle genade, mag jy julle nog in Handelinge 1, die Heilige Gees. Handelinge 1, kom die woord van die Here in, sê in vers 7, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde.
Familie, wanneer ons Jesus kies en die Heilige Gees word deel van ons lewens, dan verander ons van lewena na 'n lewende bousteen toe. Dan verander ons lewens in so 'n maat dat ons nooit weer dieselfde kan wees nie. So interessant, so bietjie agter die skerms. Toe ek met hierdie boodskap by my ma kom en ek sê vir haar, te opgewonde, ek dink sy het al die hakkel en stotter gehoor, want toe ek Hebreëse woord kry wat ek verstaan wat die betekenis is, sê ek, mama, ek so opgewonde, maar hoe kry ek nou hierdie mooi in lyn, laat dit sin maak, laat die mense nie dink, die ou is met 'n baksteen oor die kop geslaan nie. En ons begin toe sommer te gesels oor wat gebeur wanneer jy 'n lewende bousteen raak, wanneer jy Jesus Christus ontmoet in jou lewe, wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom en dit 'n werklikheid vir jou word. Jy verander. En so hierdie is 'n gewaagde stelling in die kerkspasie. Ek sê dit baie en julle weet dit, ons as mens kan nie gered word deur ons werke nie, dis onmoontlik, nie een van ons is goed genoeg nie, ons het dit in die begin gehoor in Romeine 3, ons almal het tekort geskiet, ons almal het gesondig, ons almal ontbreek van die koninkryk sonder Jesus Christus. Maar is deur die genade van die hoeksteen, dat ons lewende boustene kan word. En so gister terwyl ek en my moeder weer daaroor praat, toes dit so groot gedagte dat wanneer jy Jesus ontmoet in jou lewe, dan kan jy nie dieselfde wees as voor daardie ontmoeting nie. 'n Baksteen en 'n lewende bousteen is nie dieselfde nie. Baie verskillend. Want as gevolg van die genade word die werke 'n uitvloeisel van dankbaarheid om te sê, Jesus, omdat ek gered is, wil ek die goeie werke doen waarvoor U my geroep het. En so die gewaagde spasie is, wanneer 'n lewende bousteen, soos wat ons in Lukas, in die getuienis van Johannes die Doper gehoor het, wanneer 'n lewende bousteen nie vrugte dra wat by die bekering pas nie, dan is die vraag, het daai bousteen werklik die hoeksteen ontmoet? Of is hy dalk nog lewena? Is hy dalk nog 'n baksteen? Want het is onmoontlik om Jesus in jou lewe te hê en nie te verander nie. So, baie belangrike vraag. Wie wil weet wat is die belangrikheid van die fisiese baksteen hierso in die kerk vandag? Wie is nuuskierig oor wat ons met die bakstene gaan doen? Net so paar. Is almal nuuskierig. Ok, as julle wil weet wat met hierdie bakstene gaan gebeur, kom volgende week terug. Selfde tyd, selfde plek. En, bygesê, wys geweet wie het almal 'n baksteen vandag gebring? As jy nog nie 'n baksteen gebring het nie, moenie uitvoel nie. Volgende week gaan ons aan, bring 'n fisiese baksteen saam. Julle gaan sien, dit gaan alles sin maak. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat ons, Here, U woord het geïnspireer deur U Heilige Gees, Here, geskryf deur menslike auteurs, maar in U teenwoordigheid. Here, en wanneer ons so terugkyk, dan is daar vir ons so goue lyn van Genesis af, dwars deur, tot in Openbaring, wat die grootste verhaal van liefde nog ooit vertel, die verhaal van Jesus Christus, die hoeksteen, wat deur die bouers verwerp is, maar wat by U uitverkore en kosbaar is. Here, die hoeksteen wat sy lewe afgelê het, sodat lewena, die simbool van slawerny van die sonde, die simbool van gebrokenheid en verlorenheid, weggewas kan word deur die kosbare bloed van die lam.
Here, en terwyl ons in hierdie preekreeks beweeg, is my gebed, Here, dat as daar van ons familie is wat voel dat hulle nog in daardie spasie van slawerny beweeg, Here, dat hulle sal uitreik en sal sê, ek wil na die hoeksteen toe kom, sodat ek ook 'n lewende bousteen kan wees, deur die krag van die Heilige Gees, sodat ek 'n vrugte kan dra wat by die bekering pas, want Jesus het my geroep deur sy Heilige Gees. Here, my gebed is, dat hierdie reeks nie net teorie sal wees nie, dat dit nie hoorsê sal wees nie, Here, dat U regtig tot ons sal spreek deur U woord in hierdie volgende 2 Sondae wat oor is, Here, en dat ons in gehoorsaamheid, Here, sal luister na die stem van U Heilige Gees. Here, seën ons geestelike familie, Here, seën elkeen van die lewende boustene van U kerk in die lengte en die breedte van hierdie aarde, waar U woord suiwer verkondig word, Here, en mag U naam verheerlik word. Jesus, dankie dat U nie meer in fisiese kerke of tempels woon nie, maar dat U in ons woon, U lewende boustene. Here, ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in U groot en heilige naam. Ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.